Sing
Amen. Ek weet nie van jou nie, maar ek het die Here nodig. Elke oomblik van die dag, elke dag van die week, elke week van die jaar. Ek het hom so nodig. Amen. Ek kan nie so lekker neem, so dankbaar en bly om saam met u te wees vanmorgen. Vir die musiekspan sê dankie. Het is lekker om saam met hulle te bedien. Welkom ook vir Ian op die weer op stage. Het is lekker. Siena, ek is bly jy is hier. Ons is so dankbaar en bly om vanmorgen in die huis van die Here te wees. Ek het Vrydag aand geniet. Het was my vreeslik lekker om saam met almal te kuier en te kan sien die ouens is nie sulke groot biltong-eters soos wat hulle sê nie. Want hulle kon nie die biltong klaarmaak nie, maar ons is dankbaar vir elkeen wat hier was, soos ons vir julle sê. Die aand was 'n reuse sukses, nie omdat ons dit gemaak het nie, omdat julle dit lekker gemaak het. Markus die 16de hoofstuk, ek gaan daar 3 versies saam lees, van vers 1 af tot en met vers 3. Hy sê toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê, is my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou praat oor die gevoel van hoe dit moet voel om by die graf te kom. En terwyl jy by die graf staan, of terwyl jy op pad is na die graf toe, het er 'n voorbereidings gemaak met olie en met speserye, waarmee hulle die liggaam van Jesus sou behandel, as gevolg van die feit dat hy op Shabbat, die Vrydag aand net voor Shabbat, kon hulle hom net toedraai en doek en in die graf sit. Daar was nie tyd om te doen wat hulle wou doen nie. Daar was nie tyd om die liggaam te behandel en voor te berei, soos wat hulle dit graag sou wou doen nie. En hulle besluit wel, as Sondag aanbreek, die dag na die Shabbat, gaan ons so gou as moontlik, so vroeg as moontlik, na die graf toe gaan. En terwyl ek hier aan dink, toe begin die Here met my te praat oor, daar's 'n afwagting om iets te gaan doen. Ek weet nie of verstaan jy dit vanmorgen nie, maar elkeen van ons kom kerk toe, of ons is supposed to be, om met kerk toe te kom, met daardie verwagting, dat ons iets wil kom doen vir die Here, met daardie verwagting, dat ons iets wil bereik vir die Here. En dadelijk toe ek hier nou begin kyk, toe begin die Here met my te praat, want jy sien, iets het my gees begin wakker word, dat hier die vroue was voorbereid vir dit wat moet gebeur. Jy sien, ek weet nie van jou nie, ek weet hoe dit voel, om baie keer op te dag by 'n examenlokaal, en jy is voorbereid, ek weet hoe dit voel. Maar ek gaan ook die teendeel sê, ek weet ook hoe dit voel, om by 'n examenlokaal in te stap, en ek het 'n boek opgemaak. Daar sou alle beklemming hier in jou binneste, as jy nie voorbereid is vir dit wat kom nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, baie mense in hulle geestelike lewe is presies so. Hulle kom kerk toe sonder 'n verwagting en sonder daardie gevoel van, ek wonder wat gaan gebeur vanmorgen. Ek wonder hoe dit gaan voel, of ek wonder of die musiekspan hierdie liedjie gaan sing, en ek wonder of pastoor weer dit gaan sê, en ons is so geneig om baie keer in hierdie stigma van hierdie dinge te verval, dat ons baie keer wil kyk wat gaan gebeur. Kan ek vanmorgen vir jou sê, ek is vanmorgen hier om vir jou te sê, God is nie 'n God
wat vanmôre 'n orde hoef te volg om te bereik wat hy wil bereik nie. Die oomblik toe ek hier na gaan kyk, toe sien ek dat die oomblik toe op pad is graf toe, was daar nog bekommernisse in 'n hart gewees van hoe gaan ons die graf se steen weggerol kry? Wie gaan vir ons die seël van die koning of die keiser breek? Hoe gaan ons maak om in te kom? Ek wil hê jy moet dit gou vanmôre verstaan, want daar sekere dinge wat die vyand baie keer in ons harte inplaas en vir ons probeer sê, weet jy wat, jy kan nie dit doen nie, want dis nog nie reg nie, of daar is nog nie reg nie, of die steen lê nog voor die graf. Wat gaan jy maak? Kan ek vanmôre vir jou sê, ek dien 'n God vanmôre, wat nie vanmôre bekommerd is oor die tydelike en die nietige goedjies nie. Ek dien 'n God vanmôre, wat jou hart ken, wat jou siel ken, wat vanmôre sien, die planne wat jy het. Die bekommernis wat ek het is baie van ons kom onvoorbereid by hom aan. Die Bybel sê dat hierdie vrouens het afgegaan na die graf toe en op pad na die graf toe het hulle eers begin vra, wie gaan vir ons die steen wegrol? Ek wil hierby inkom dat ek glo hierdie 3 vrouens het almal dieselfde persoonlikheid gehad van mense wat 'n melankoliese persoonlikheid het, is geneig om baie keer 'n impulsiewe besluit te maak en daar aan te kom of op pad soontoe te beplan. Ek is 'n sistematiese mens, so dit pla my vir die rede. Ek is iemand wat ek sal seker goed in plek kry en sekere ouens oplaai om die dinge weg te skuif voordat ons of terwyl ons daar aankom om nie te wag vir ander nie. Maar hierdie vrouens het nie gewag vir iemand nie. Hulle het maar op pad soontoe gehoop iemand sal daar wees. Die verwagting was dat die soldate of hulle wat al daar is, dit sal dalk vir hulle sal kan wegskuif. En terwyl ek so aan hierdie goed staan en dink, te begin die Here met my te praat, want jy sien, dit was baie vroeg gewees. Die Bybel sê net na die son opgekom het. En dadelik kom het in my hart op dat die vorige dag het hulle alles bymekaar gekry wat in die huis is. Hulle speserye, hulle goedjies, die olie, alles wat hulle nodig het hulle op 'n manier bekom of bymekaar gesit om te gaan doen dit wat hulle voorberei het. Maar ek wil hê jy moet dit verstaan vandag dat die laaste ding het hulle nie beplan nie, en dit is wie sou die graf se steen wegrol. Ek wil hê jy moet dit verstaan, want baie keer in die beplanning van die lewe of van die dinge wat ons graag wil doen, is ons systematies. Ons beplan presies wat ons wil hê en hoe ons dit wil hê. Maar partykeer is daar goed wat ons slip, wat verbygaan, wat ons nie aan dink nie. En dadelik, toe ek hier aan dink, toe dink ek hierdie vrouens kom daar met 'n verwagting dat die graf se deur nog toe wees. Nou hierdie het my geweldig gepla. Die oomblik toe hulle daar kom, was die graf reeds oop gewees. Hoekom het dit my gepla? Want niemand aan die binnekant van die graf kon weet dat die môre reeds aangebreek het nie. Maar dit moes iemand aan die buitekant wees. En ek wil hê dit verstaan, want Jesus het daardie nag, of daardie 2 nagte was hy in die doderyk, maar die oomblik toe hy reg is en die steen begin wegrol, was hy gereed gewees om uit te stap, uit dit uit wat ander hom verwag het by. Jy sien, ons is baie keer geneig om God nie te kry op die plek waar ons hom soek nie. Ek wil hê julle moet gou iets hoor. My verwagting is om God elke Sondag hier te kry. Dis my begeerte en my soeke. Maar kan ek vir jou sê,
Ek het God al baie ander plekke gekry as net in die kerk. Ek het God al baie ander plekke gekry as net die plekke waar ek hom verwag het. Partykeer die plekke wat ek hom glad nie verwag nie, dan staan hy by my. Pastoor, hoe kan jy sê, hy staan by jou, want ek ervaar sy teenwoordigheid. Ek kan vir jou sê, dat daar's dinge wat ons baie keer nie verstaan nie, omdat ons nie weet hoe dit gebeur nie. Daar was gisterand 'n skietery hier in Reiger Park gewees, daar is confirmed sopas 5 mense dood en nog 9 beseer. En dadelik kom ek by my op, ek wonder of hierdie 5 mense wat dood is, beplan het om dood te gaan. Ek twyfel. Ek dink dit is omstanders wat verbygeloop het. Ek het van die video's gesien en gekyk na dit met die chaplaincy, en terwyl ek kyk, dan hoor jy hoe klap die skoot, en dan sê die een, daar val nog een, maar hulle almal loop buitekant rond, nie bang of hulle dink nie dat dit met hulle kan gebeur nie. En ek wil nie dit verstaan, want baie keer in ons lewe sien ons dinge, maar ons sê, ag, dis nie vir ons bedoel nie, so dit gaan nie met ons gebeur nie. Maar ek wil nie met vanmôre verstaan dat ek en jy moet vanmôre op die uitkyk wees vir die gevare, en ons moet voorbereid wees vir dit wat al kan kom. Maar ek dank God dat hy nog steeds die bonatuurlike dinge kan inbring. Van die oomblik toe hulle by die graf kom, was die graf nie meer geseël en toe nie, maar die engele het die steen weggerol, sodat die vroue kon ingaan en met hulle eie oë kon sien, hy's nie meer daar nie. Nou wil ek dit hoor vanmôre, want baie van ons, wanneer ons God nie kry op die plek waar ons hom soek nie, is ons baie keer teleurgesteld. En menslik gesproke soek ons 'n verduideliking of 'n antwoord. En die oomblik toe ek hierom gaan sit en dink, toe begin my hart, want wat gaan ons die ander sê? Het iemand sy liggaam gesteel? Toe die vrou begin nader stap, toe verskyn die engele aan hulle en vra vir hulle, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Wil dit gehoor? Kyk gou vir die ou langs jou, sê vir hom, waarom soek jy die lewendes by die dooies? Vra die ou langs jou. Pastoor, waarvan praat jy? Ons verwagting is baie maal om mense te veroordeel en te sê, ag, weet jy wat, hy sal dit miskien nie maak nie, of hierdie ou is glad nie, hy dien nie die Here en nie klas van goed nie, maar ons weet nie wat in die laaste sekondes van sy lewe dan kan gebeur nie. Maar wat ek vir jou probeer vertel, en wat ek vir jou probeer verduidelik vanmôre, is dat daar kom 'n dag wat ons almal op 'n plek gaan inkom en ons gaan voel, ek het verwag dat ek God hier gaan kry, maar dit voel nie vir my of ek vanmôre iets hier kry nie. Maar kan ek dit vanmôre vir jou waarborg, die tekens dat hy daar was, is definitief daar. Die Bybel sê, die doeke was opgerol en een kant gegooi gewees, en die tekens was daar, dat hy daar was. Ons verwagting is om hom in die doeke te kry, maar hy het reeds opgestaan, en hy het reeds wegbeweeg. Die engele het maar net geconfirm, waarom soek julle die lewendiges by die dooies? Ons is geneig om baie keer tussen dooie mense te wees in ons geestelike lewe, en ons soek ons lewe in hulle. Pastoor, waarvan praat jy? Jy kan vanaand by 'n partytjie wees waar die wyn en die bier en die drank loop, en jy dink jy lewe, maar jy sit eintlik tussen dooies.
Jy kan vanaand by jou huis aankom en jy kan die Here soek met jou hart, maar jou kinders en jou vrou of jou man is dalk nog nie op die plek nie en jy sit eintlik tussen dooies. Maar wat ek wel vir jou wil sê is, as jy vanmôre bereid is om te sê, ek sal opstaan en uitstap uit dit uit waarin ek vasgevang is, kan ek jou die waarborg gee dat God sal voorsien. Ek wil begin klaarmaak. Dit gaan vat, skoon tog, dat ons vanmôre sê, ek moet opstaan. Die son het opgekom. Ek moet opstaan. Ek is 'n ou wat 5 uur in die oggend opstaan, winter en somer. Somer is baie makliker, want dan begin die sonnetjie uitkom. Winter is bietjie moeiliker. Maar daar is niks so lekker soos wanneer die son begin opkom nie. Koning Dawid het in een van die psalms geskryf, U sal my stem hoor, vroeg in die môre, voor die son opkom. Vanaand is die laaste ding wat ek doen, sal U my stem weer hoor. Dis goed toch? Terwyl ek daaraan dink, te dink ek wonder hoeveel van ons moet tussen die dooies begin uitkom. Ek het iets agtergekom, as jy vleis vat, wat mooi en reg is, en jy sit dit tussen vrot vleis, is dit nie lang toe, dan is daai vleis ook vrot. Want die bakterie gaan oor met daardie vleis toe. Jy kan 'n appel vat wat vrot is, en om in 'n sak sit, tussen appels wat beautiful is, en dan sit nie lang nie, dan is al die appels om hom vrot. En terwyl ek gisterand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor wanneer die môre kom, wanneer die son opkom, moet jy uitstap. Lang genoeg lê jy vas aan jou omstandighede. Lang genoeg probeer jy om verskuil te wees en minder sigbaar te wees. Lang genoeg sit jy tussen die dooies and there's no real conversation that can touch your heart. Terwyl ek gisterand voor die Here lê, te sê die Here, hoor hoe skuif die grafsteen weg. You need to get up. Ek maak op maandagoggend, elke tweede maandagoggend moet ek vir blyk wakker maak, want ons moet skool toe. En dan baie keer, as ek hom wakker maak, ek maak hierdie gordyne en goed in die kamer oop nie, dan sê ek, Blykie, dan sê ek, opa, dit is nog donker. Dan moet ek die lig aansit, sodat hy kan sien, as lig. Baie van ons is so in ons omstandighede, laat ons lê en slaap. En dis ons okay.
Ek weet nie hoe lyk jou grafkelder binne nie. Maar dit is tyd om tussen die dooies uit te kom. Die graf is goed geskuif dat jy kan uitkom. Maar jy moet kies om op te staan. Jy moet kies om uit te kom. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Ek kies om uit te kom. Ek kies om uit te stap, want die môre het aangebreek. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Wil jy niemand moet rondkyk vanmôre nie. Ek dink God praat vanmôre met iemand in hierdie gebou wat vir hom sê, you better get up from where you're standing. Omring jou met mense wat die Here liefhet. En ek dink voordat ek die uitnodiging klaarmaak, wil ek net eers gou bid. So vergewe my vyand. Jy wil probeer om my stem aan te val in hierdie oomblik. Ek staan teen jou op in die naam van Jesus. Vat jou voet in gang. Elke demoniese mag, elke mag wat losgemaak is oor Boksburg gestrand, met hulle of vrygaan met Halloween. Ek verbreek daardie magte nou in die naam van Christus Jesus. Jy het geen reg, geen mag, geen krag, geen autoriteit in hierdie plek nie. Ek beveel jy om te wyk in hierdie oomblik in die naam van Jesus. En ek dank jy daarvoor. Nou wil ek vanmôre met jou gees praat. It's time to get up. As jy vanmôre hier sit en sê, ek weier dat die dooies my vashou. Ek weier dat ek gekeer word deur mense wat nie die lig sien nie. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek sien die môre het aangebreek. Ek wil uitstap, steek op jou hand na God en wil saam met jou bid vanmôre. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek het, sal jy saam met my opstaan, asseblief. Ek wil graag saam met jou bid vanmôre. Onse Vader, wat in die hemel is, ek kom vanmôre na U toe die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus. Kom vanmôre in daardie krag en daardie autoriteit. En ek staan vanmôre op tussen die wat dood lê rondom my. Want ek sien die lig het deurgebreek. Here, ek weier om in duisternis te leef. Ek weier om in die donker te bly sit. Ek weier om hier te wees, terwyl U reeds vir my iets beters voorberei het. I need to get up and I need to walk out. Because I know You've prepared the way. En ek wil vanmôre kom en sê, Here, baie dankie vir dit wat U vanmôre in ons harte en in ons lewens doen. In Jesus naam. Amen. Ek is so plek in hier. Daar's 'n ding wat hulle sê baie keer as jy 'n skerm wil vang, follow the money. If you want to be a child of God, follow the light. Wat moet ek sê? Follow the light. As die môre aanbreek, kan jy weet, God het reeds die deurbraak gemaak. We need to follow the light. Ek gaan vra die broers wat saam met my nagmaal hier na vore gaan kom.
Die nag het hy verraais, die brood geneem en hy het gebreek. Hy het gesê, neem eet hierdie is my liggaam. Hulle verwagting was dank om aan te sit vir 'n 5-ster ete. Maar wat hulle gekry het, was brood en wyn. En die oomblik toe hy dit vir hulle gee, tussen hulle verwagting, dis net nog 'n Paasfees. Maar wat hy hulle gegee het, was, hierdie is die laaste een, wat ek saam met julle is. Maar hoekom sal dit die laaste een dan wees? Petrus het hom so 'n paar dae voor dit bestraf en gesê, sal nie toelaat dat jy vat nie. Maar weet wat was my die mooiste en die amazingste van alles? Jezus het reeds die geopende graf gesien, want hy die lig sien deurbreek. Ek wil jy moet vanmorgen verstaan, in jou donkerste tye, in die moeilikste tye van jou lewe, soek die lig. Want as jy dit kan raak sien, en daarin begin beweeg, kan ek jou die waarborg gee. You'll get through this. Maar baie keer sit en wag ons dat die donker moet oorgaan. Ek weet nie van jou nie. Was baie oggende wat ek lê en wag dat die son moet opkom. Of ek staan op en wag dat die son opkom. Hoekom? Want as daai lig deurbreek, dan weet ek, this is a new day. Dan weet ek, God het vir my iets vir hierdie dag voorberei. Amen. Soos jy vanmorgen hierdie broodjie vat, jy sit hom in jou mond, sê, Here, ek wil die lig volg vanmorgen. Maak oop my grafsteen. I need to get from here to there. Maak oop my duisternis. Maak oop die plek waar ek sit tussen dooies. Ek wil inbeweeg in die kosbare lig van Jesus. Amen. Is donker of breed in jou siel, is daar gevat, maar daar is 'n plek, daar is 'n naam, hy is die naam wat ons kan reis, roep my kom toe.
En daar is 'n naam. Hy is die naam oor elke naam tot ons toe gaan reis. So baie dankie dat ons aan die tafel kon sit vanmôre. So dankie dat ons dalk gekom het met een verwagting, maar die uitstap met iets anders. En Here, ek is so dankbaar dat U hulle wat aanroep reeds verhoor. Hulle wat in nood is, U het reeds die uitkoms gegee. U het reeds die graf se deur oopgeskuif dat hulle kan sien. Here, help ons om op te staan tussen hulle wat negativiteit spreek en kwaad spreek en dood spreek. Opstaan en uit te stap as nuwe wesens in Christus Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen. En amen. Ons gaan ons